Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 10de Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif sê die volgende: bekende sangeres Bonnie Tyler sterf. Mense steel omdat daar nie gevolge is nie. Span in die ooste tussen die VSA en Iran. Dode Frans, Tadej Pogačar wen die 6de skof. Wimbledon semifinaal, Sinner en Djokovic slags vandag. Kruiwenweek in Geberra, WP se 15-tal speel teen WP se gewone span. Die legendariese Walliese sangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige ouderdom oorlede nadat sy in 'n hospitaal in Faro, Portugal, aan komplikasies van 'n ernstige siekte beswyk het. Haar familie die hartseer nuus bevestig en gesê sy is onverwags oorlede terwyl sy behandeling ontvang het. Bonnie Tyler, wie se regte naam Gaynor Hopkins was, het wêreldbekend geword met haar kragtige, raspberagtige stem en onvergeetlike treffers soos Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Sy was een van die grootste pop- en rocksangeresse van die 1970s en 80s en haar musiek het miljoene mense reg oor die wêreld geraak. Sy is vroeër vanjaar in Portugal gehospitaliseer nadat sy noodoperasie aan haar ingewande moes ondergaan, hoewel haar toestand aanvanklik verbeter het. Nadat sy uit 'n medies geïnduseerde koma ontwaak het sy onverwags gesterf weens komplikasies van haar siekte. Gedurende haar loopbaan het Bonnie Tyler meer as 18 ateljee-albums uitgereik en talle internasionale toekennings en benoemings ontvang. Haar treffer Total Eclipse of the Heart bly een van die bekendste trefferballades ooit en word vandag steeds wêreldwyd gespeel. In 2023 is sy ook met 'n MBE vereer vir haar bydrae tot musiek. Huldeblyke stroom sedert haar afsterwe en reg oor die wêreld in. Musiekaanhangers, kunstenaars en politieke leiers beskryf haar as 'n unieke kunstenaar met 'n stem wat nooit vergeet sal word nie. Bonnie Tyler laat 'n buitengewone musikale nalatenskap agter wat nog vir baie jare nuwe geslagte sal inspireer. Minister Zweli Mkhize het gesê, een van die grootste redes waarom korrupsie by munisipaliteite voortduur, is omdat daar dikwels geen werklike gevolge vir enige oortreders is nie. Volgens hom skep die gebrek aan aanspreeklikheid 'n omgewing waar sommige mense voel hulle kan openbare geld steel sonder om daarvoor verantwoordelik gehou te word. Die minister se uitlating raak 'n probleem waaroor die Suid-Afrikaners al lank bekommerd is. Wanneer amptenare of kontrakteurs betrokke is by korrupsie, maar min mense vervolg of tronkstraf kry, kan dit die indruk skep dat korrupsie 'n lae risiko inhou. Verslag van die ouditeur-generaal wys al jaar op swak finansiële bestuur, onreëlmatige besteding en gebrekkige aanspreeklikheid by talle munisipaliteite. In baie gevalle word verlore geld nie verhaal nie en dissiplinêre of strafregtelike optrede volg ook nie altyd nie. Dr. Mkhize het beklemtoon dat korrupsie slegs doeltreffend bekamp kan word as mense wat skuldig bevind word, vinnig en konsekwent aanspreeklik gehou word. Hy meen dat sterke finansiële beheer, vinniger ondersoeke en suksesvolle vervolgings noodsaaklik is om vertroue in munisipaliteite te herstel. Hoewel baie munisipale werkers hulle werk met eerlikheid en toewyding doen, sê die minister dat diegene wat openbare fondse plunder sonder uitsondering voor die gereg gebring moet word. Die spanning tussen die Verenigde State van Amerika en Iran het verder toegeneem nadat albei lande weer militêre aanvalle uitgevoer het. Die jongste geweld laat vrese ontstaan dat die brose pogings om die konflik te beëindig besig is om duie te stort. Volgens die jongste berigte is 3 mense dood in wederwysige aanvalle, terwyl verskeie ander mense beseer is. Die VSA het 'n reeks aanval op militêre teikens in Iran uitgevoer, waarna Iran met missiel en hommeltuigaanval op Amerikaanse militêre teikens in die Golfstreek teruggeslaan het. Die hernieude gevegte het internasionale kommer laat toeneem dat die konflik verder kan uitbrei en die veiligheid in die Midde-Ooste ernstig kan benadeel. Verskeie lande het reeds 'n beroep op beide, die VSA en Iran gedoen om selfbeheersing aan die dag te lê en na diplomatieke onderhandelinge terug te keer. Die verhoor van 'n man wat daarvan beskuldig word dat hy deel was van 'n 60 miljoen rand kokain-smokkelnetwerk het na 6 jaar na sy inhegtenisneming in Blue Downs streekhof in Kaapstad begin. Die beskuldigde, Mario Williams, staan tereg op aanklagtes van dwelmhandel en die besit van kokain. Volgens die nasionale vervolgingsgesag hou die saak verband met 'n groot kokainfonds wat in Mei 2020 gemaak is. Die dwelms is glo van Geberra na Kaapstad vervoer in 'n vragmotor wat piesangs vervoer het. Die valk het destyds opgetree nadat hulle inligting ontvang het oor die verdagte vrag. Tydens 'n ondersoek is die kokain met 'n beraamde straatware van meer as 60 miljoen rand glo in 'n versteekte kompartement van hierdie vragmotor se verkoelingsstelsel ontdek. Die polisie daarna 'n beheerde operasie uitgevoer wat tot Williams se arrestasie by 'n vulstasie in die Joostenberg vlakte Kraaifontein gelei het. Indien hy skuldig bevind word,
kan Williams 'n minimum gevangenisstraf van 15 jaar in die gesig staar vir die eerste oortreding met swaarder strawe vir herhaalde oortreders, soos deur die wet bepaal. Die saak word as een van die grootste kokaïensake in die Wes-Kaap beskou en die verhoor sal in verwagting in die komende dae voortduur. 'n Man is tot lewenslange tronkstraf gevonnis nadat 'n partytjie in Canberra in 'n bloedbad ontaard het, waar verskeie mense dood en beseer is. Die Hooggeregshof in Canberra het bevind dat die beskuldigde skuldig is aan moord en ander ernstige aanklagte wat met hierdie skietery verband gehou het. Die tragedie het plaasgevind toe 'n gewapende man op gaste by 'n privaat partytjie losgebrand het. Die aanval het paniek veroorsaak terwyl verskeie mense op die toneel dood is en ander ernstige beserings opgedoen het. Tydens die verhoor het die staat sterk getuienis aangebied, insluitend ooggetuier verslae en forensiese bewyse wat die beskuldigde met hierdie skietery verbind het. Die hof het bevind dat die aanval doelbewus en uiters gewelddadig was. Met vonnisoplegging het die regter beklemtoon dat geweldsmisdade ernstige bedreiging vir Suid-Afrikaanse gemeenskappe inhou en dat die howe 'n duidelike boodskap moet uitstuur dat sulke misdade swaar gestraf sal word. 'n Hartseer tragedie het die gemeenskap van Emalaklein en Mpumalanga geruk nadat 'n man en sy 4-jarige seun dood is nadat hulle in 'n bewering koekies geëet het wat by 'n plaaslike spasewinkel aangekoop is. Die twee het kort nadat hulle koekies geëet het ernstig siek begin word. Volgens berigte is die pa en sy seun na hospitaal gehaas, maar albei is later dood verklaar. Die presiese oorsaak van hulle dood is nog nie bevestig nie. Polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen, terwyl gesondheidsowerhede monsters van die voedselprodukte geneem het vir ontleding. Indien daar bevind word dat die produkte onveilig was, kan strafregtelike stappe ook volg. Die voorval het opnuut kommer laat ontstaan oor die veiligheid van voedsel wat by sommige spaarwinkels verkoop word. Suid-Afrika het die afgelope 2 jaar verskeie soortgelyke gevalle beleef waar mense, veral kinders, ernstig siek geword het en gesterf het nadat hulle versnapperinge of ander kos by 'n spaarwinkel gekoop het. Die minister van Handel en Nywerheid en Mededinging, Pakstow, sê die Suid-Afrikaanse Rugby Unie, oftewel SARU, sal soos ander organisasies strenger swart ekonomiese bemagtiging, die SEB en BBEE vereistes moet voldoen. Volgens Taw wil die regering toesien dat alle sektore van die ekonomie, insluitend sport, groter transformasie en ekonomiese deelname bevorder. Taw het beklemtoon dat die regering besig is om BBEE raamwerke te hersien om nakoming te versterk en die uitwerking van transformasie te verbeter. Hy sê die doel is om te verseker dat organisasies nie net aan die minimum vereistes moet voldoen nie, maar ook betekenisvolle ekonomiese bemagtigings moet kan bevorder. Die minister se uitlatings volg te midde van 'n breë hersiening van die BBEE-beleid wat onder meer strenger toesig, beter verslagdoening en groter aanspreeklikheid vir organisasies voorstel. Die kwessie van transformasie in Suid-Afrikaanse rugby voorstanders meen is noodsaaklik om geleenthede vir histories benadeelde gemeenskappe uit te brei, terwyl kritici waarsku dat sportliggame se onafhanklikheid en internasionale mededingendheid ook kan aangeneem moet word. Vandag is alle oë op Wimbledon gerig, waar die wêreldnommer 1 Jannik Sinner en die 24-malige Grand Slam kampioen Novak Djokovic mekaar in 'n spoghalfeindstryd gaan pak. Dit is die tweede agtereenvolgende jaar dat hierdie twee sterre in die halfeindronde op die heilige gras van Wimbledon teenoor mekaar te staan sal kom. Sinner gaan die wedstryd as gunsteling binne, nadat hy die toernooi tot dusver met indrukwekkende tennis oorheers het. Die Italiaanse ster het die afgelope 5 jaar sy laaste 6 ontmoetings teen Djokovic gewen en is die verdedigende Wimbledon kampioen. Djokovic, wat op 39-jarige ouderdom steeds op die hoogste vlak meeding, het egter gewys dat hy nog lank nie uitgeskakel kan word nie. Hy het in die kwartfinale uitmerkende 5-stel wedstryd teen Felix Auger-Aliassime gewen en jag nou 'n rekord 25ste Grand Slam titel. Die groot vraag is nou of die Serbier betyds fisiek sal herstel na hierdie reuse kragmeting. Tenniskenners verwag 'n wedstryd van hoogste gehalte, Sinner beskik oor gewelddadige krag en konsekwentheid van die agterbaan, terwyl Djokovic se ervaring, verdediging en taktiese vernis om steeds een van die gevaarlikste spelers op enige baan maak. Die twee Suid-Afrikaans gebore Skotlandse spelers, Kyle Steyn en Piers Kumman, sê hulle sien uit na Saterdag se kragmeting teen die Springbok op Loftusversveld in Pretoria. Albei het goeie herinneringe aan die stadion waar hulle rugbyloopbane begin het. Kyle Steyn, wat in Johannesburg gebore is en aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer het voordat hy na Skotland verhuis het. Hy sê dit is altyd spesiaal om weer in Suid-Afrika te kan speel. Hy onthou Loftus as een van die land se mees ikoniese rugbystadion en sien uit na atmosfeer waar die Springbok ondersteuners sal skep. Piers Kumman, wat sy rugby by die Blou Bulle begin speel het later vir Edinburgh na Skotland verhuis het ook baie goeie herinneringe aan Loftusversveld. Die loskopstit sê dis 'n besondere ervaring om weer op die veld te speel waar as jong speler baie wedstryde beleef het. Hoewel Steyn en Kumman trots is om vandag Skotland te verteenwoordig, erken hulle dit is altyd emosioneel om teen die Springbokke in hulle geboorteland te speel.
Die Springbok vrouespan speel Saterdag die voorwedstryd van die Springbokke se toets teen Skotland, wanneer hulle die VSA vrouespan in die tweede en laaste toets van 'n reeks pak. Na hulle indrukwekkende 34-21 oorwinning in die eerste toets, is die Bokvroue vasbeslote om die reeks met 'n oorwinning af te sluit. Afrigter Swys de Bruin sê sy span het goed voorberei vir die tweede ontmoeting en aan die spelers hard gewerk het om die foute uit die eerste wedstryd reg te stel. Hoewel hy baie tevrede is met die span se uitstekende eerste helfte in Johannesburg, meen hy daar steeds ruimte vir verbetering, veral in die tweede helfte waar die VSA sterk teruggeveg het. De Bruin glo die span ontwikkel goed en dat elke internasionale wedstryd waardevolle ervaring bied met die oog op toekomstige toernooie. Hy verwag dat die Amerikaners met nuwe energie sal terugkom, maar is vol vertroue dat die Springbokvroue gereed is vir die uitdaging. Ondersteuners kan uitsien na nog opwindende wedstryd waarin die Springbokvroue sal probeer om hulle goeie vorm voort te sit nadat die Springbokke later die dag teen Skotland op Loftus sal uitdraf. Die Sloveense fietsryer Tadej Pogačar het donderdag 'n indrukwekkende oorwinning in die 6de skof van die Tour de France behaal nadat hy sy teenstanders op die legendariese Col du Tourmalet afgeskit het. Met sy oorwinning het hy ook weer 'n gesogte geel leierstry oorgeneem. Pogačar van UAE team Emirates XRG het sy beslissende aanval op die lang klim geloods en daarna alleen na die eindstreep na Gavarnie Gedre gery. Jonas Vingegaard van Denemarke het tweede geëindig, terwyl Pogačar se spanmaat Isaac Del Toro die derde plek ingeneem het. Die oorwinning versterk Pogačar se aanspraak om vanjaar weer die Tour de France te wen. Hy het nou 'n voorsprong van 2 minute en 42 sekondes oor Vingegaard in die algehele punteleer, terwyl Del Toro in die derde plek is. Met nog baie dagende bergtappes wat voorlê, bly die Tour de France oop. Vingegaard het aan die skof gesê, dit was nie sy beste dag nie, maar hy glo steeds dat hy in die komende berge wel kan terugveg. Die Springbok afdrager Erasmus sê die span wat hy vir Saterdag se toets teen Skotland op Loftus Versveld gekies het, is op meriete gekies, terwyl hy ook 'n geleentheid bied om nuwe spelerskombinasies te toets. Erasmus het verskeie veranderinge aan die beginspan aangebring en verduidelik dat dit deel is van die Springbokke se langtermynbeplanning. Volgens hom is dit belangrik om die groep se diepte te vergroot en verskillende kombinasies onder toetsomstandighede te evalueer. Hy beklemtoon dat elke speler sy plek in die span verdien het deur goeie vertonings op die oefenveld en in wedstryde. Erasmus glo die veranderinge sal nie die span se mededingendheid benadeel nie, aangesien daar steeds genoeg ervaring en leierskap in hierdie groep is. Die Springbok afrigter verwag 'n taai wedstryd teen Skotland en hierdie besoekers beskryf as 'n goed afgeronde span wat fisieke rugby speel en gevaarlik is wanneer hulle die bal vinnig deur die hande laat beweeg. Hy het gesê die bokke sal dissipline moet handhaaf en hulle geleenthede goed moet benut. Die hoogtepunt van die FNB onder 18 Krywenweek van Saterdag in Kibera plaas wanneer Western Province die WP teen WP se 15-tal te staan kom in die tradisionele hoofwedstryd van hierdie toernooi. Die wedstryd is 'n beloning vir twee spanne wat hierdie week uitstekende rugby gespeel het. WP het hulle plek in die hoofwedstryd bespreek nadat hulle die Sharks met 24-22 in 'n spannende wedstryd gewen het, terwyl die WP 15-tal ook deurgangs beïndruk het met sterk vertonings. Die feit dat twee spanne van dieselfde unie teen mekaar speel, beklemtoon na die groot diepte van skole rugby in die Weskaap. Albei spanne beskik oor talentvolle spelers wat hoop om die kenners te beïndruk met die oog op aankondiging van die SA skolespan later van dese maand. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. U kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 926, Polokwane 622, Lephalale 1024, Mbombela 1123, Mahikeng 423, Pretoria 422, Johannesburg 320, Ermelo 618, Galagari 1223, Gaborone 1123, Richards Bay 1625, Pietermaritzburg 820, Durban 1622, Port St Johns 1421, Pongola 1126, Maputo 1527, Bethlehem -122, Bloemfontein 222, Alawal Noord 320, Welkom 323, Vryburg 224, Kimberley 324, Appington 426, Prieska 525, Springbok 1120, Karasburg 1225, Keetmanshoop 1324, Mariental 1124, Alexanderbaai 1016, Brandvlei 621, Loederitsbaai 1930, Vredendal 819, Kaapstad 1217, Sutherland -1 George 915, Jeffreys Bay 10-18, Kibera 10-17, Graaff-Reinet 5-14, Kaapogillas 11-16, De Aar 4-20,
Molteno 3-15, Beaufort Wes 7-14, Oos-London 11-19, Mabalane 14-29. Ons verkorte weerberig vir provinsies lyk so: Limpopo koud vroeg met sonnige en aangename toestande later. In Mpumalanga provinsie koue oggend, daarna gedeeltelik bewolk en koel. Gauteng ysige begin, maar sonnig en koel gedurende die dag. Noordwes provinsie koud tot koel met sonnige weer. Die Vrystaat baie koud met rypend plekke, sonnig later. Noord-Kaap sonnig en droog, koud in die oggend, sag tot warm in die middag. Die Wes-Kaap koel tot koud met gedeeltelike wolke, reën moontlik langs die Suidkus. Die Oos-Kaap koel met bewolkte toestande langs die kus en enkele ligte buie sal voorkom. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met enkele buie langs die kus, koel tot aangenaam. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.33 teenoor Amerikaanse dollar, die pond verhandel teen R21.90, die euro kos R18.67, die Australiese dollar kos R11.33, 'n yen kos 10 sent, die prys van platinum is $1,617, palladium se prys is $1,253, die prys van goud per fyn ons is $4,120, die prys van silwer is $59.93, die prys van Brent olie per vat is $78.02. Gedagte vir die dag: sukses kom nie deur groot spronge nie, maar deur klein, getroue tree wat jy elke dag neem. Hou aan vorentoe beweeg, self wanneer die pad moeilik lyk. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir almal toegewens.